Die lig en die waarheid, dat die ons lei en dat die ons bring op die heilige berg en in die heilige teenwoordigheid. Amen. As hy die Here se woord lees, een daarvan is uit Eksodus hoofstuk 25, en dan kan u die Bybel oopmaak by Hebreërs hoofstuk 6. Eksodus 25 en Hebreërs 6. Ons sê dit net terwille van die wat dalk die reeks tot dusver nie bygewoon het nie. Ons is besig met 'n reeks wat handel oor die tabernakel. Ons het gevorder tot by die heiligdom en tot by die goue kandelaar. Ons het verlede week stilgestaan by die tafel met die toonbrode. Ons is nou by Eksodus hoofstuk 25. Jammer, ek is nou hier skoon by 'n verkeerde plek. Eksodus 25 vanaf vers 31. Maak ook 'n kandelaar van suiwer goud, van drywerk, moet die kandelaar sy voetstuk en sy stam gemaak word. Ek moet my verskoon as ek dan en wan onderbreek. Daar's net 2 items in die tabernakel wat van drywerk gemaak is. Die ander is suiwer goud, die kandelaar en die gerubs op die versoendeksel was van drywerk gemaak. Ek gaan nou weer daarna verwys, maar dan wil ek nie die vers weer lees nie. Ek wil hê jy moet dit nou in die agterkop bære. Die kandelaar was van drywerk. Dis geslaande goud. Dis die gedagte. En 6 arms moet uit die sykante daarvan uitgaan, 3 arms van die kandelaar uit die een kant en 3 arms van die kandelaar uit die ander kant. 3 kelkies soos amandelblomme aan die een arm, 'n knop en 'n blom en 3 kelkies soos amandelblomme aan die ander arm, 'n knop en 'n blom. So moet dit wees aan die 6 arms wat uit die kandelaar wat van die kandelaar uitgaan. Ek wil dit maar opsit dat u so lank daarna kan kyk. Jy het dit nou al gesien, maar dit is goed dat 'n mens net 'n idee kry hoe dit lyk. Dis die stam in die middel met die 3 arms aan die een kant en die 3 arms aan die ander kant. Dit maak dit 7. Noem dit ook met 'n doel. Ons gaan vanaand hopelik daarby uitkom. Vers 34, maar aan die kandelaar self moet 4 kelkies soos amandelblomme wees met knoppe en blomme. Daar moet 'n knop wees onder die eerste paar arms en wat daaruit uitgaan, en 'n knop onder die tweede paar arms wat daaruit uitgaan, en 'n knop onder die derde paar arms wat daaruit uitgaan, vir die 6 arms wat uit die kandelaar uitgaan. Hulle knoppe en hulle arms moet daarmee saam uit 1 stuk wees, alles saam 1 stuk drywerk van suiwer goud. Jy moet ook 7 lampe daarvoor maak en hulle moet sy lampe opsteek en die lig daarteenoor laat val aan die voorkant. Sy snuiters en sy bakkies moet van suiwer goud wees. Ek gaan nie 'n boodskap hier oorbring nie, vriende, maar u weet vir die lamppitte wat gebrand het en skoongemaak is, die roet afgekrap is en korter geknip is, totdat hy nou, ek wil amper sê onbruik geraak het die Here nie weggegooi nie. Hy het hulle in 'n goue bakkie gebêre. Nou daardie pitte is vir my soms, 'n mens kan daardie toepassing maak, is 'n kind van God wat met die Heilige Gees van God deurdrenk is. En as jy die dag oud en afgeleef en klaar is, of selfs op 'n jonger ouderdom, maak nie saak nie, dan vat die Here nie en gooi jou oor sy skouer weg nie. Hy bære jou. Ons is vir God kosbaar, dis net die gedagte daar agter. Vers 39, van 'n talent suiwer goud moet hulle dit maak, al hierdie voorwerpe. En kyk dat jy dit maak volgens die voorbeeld daarvan wat jou op die berg getoon is. Ons lees tot daar en dan blaai ons na Hebreërs, die 6de hoofstuk. Ons het dit al in die verlede gelees, ek gaan net enkele verse lees. U sal nou onthou dat die skrywer van die Hebreërbrief gesê het dat daar behoort groei te wees.
dat die lesers van hierdie brief teen hierdie tyd al leraars moes wees, en dat hulle nog met melk gevoed moes word, want vaste spyse is vir volwassenes, en dan kom hy by hoofstuk 6 vers 1, waar hy sê, daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar na die volmaaktheid voortgaan, sonder om weer die fondament te lê van bekering uit dooie werke, en van geloof in God, en van die leer van wassinge, staan in die oorspronklike taal. Ek het dit vir u uitgewys, in Hebreërs 9 vers 10 word ook die woord wassinge gebruik, en opstanding uit die dode, en van die ewige oordeel. Hierdie was die Ou Testamentiese, ek wil amper sê evangelie, al die rituele en dinge wat hulle geglo het. Sê man, kry nou klaar daarmee. Ons het Jesus, ons volmaakte priester volgens die orde van Melchisedek. En dit sal ons doen as God dit toelaat ensovoorts. Net hierdie gedagte, vriende, dat hy wil hê ons moet na die volmaaktheid voortgaan, en het ons gesê volmaaktheid beteken nie sondeloosheid nie. Volmaaktheid beteken afgerondheid, beteken volwassenheid, beteken jy het 'n doel bereik. Dis die gedagte. Soos ek dink nou maar daar aan 'n bouprojek. En uiteindelik is jy klaar. Dis so lekker gevoel wees jy huis nou klaar gebou is, en die teëls is gelê, en die badkamer mure is gewas, en die teëls is gepoleer, en die matte is gestofsuig, en jy vee die stoep so finaal af, en jy weet, nou is ek klaar. Dis wat daai woord teleios beteken. Afgerond, finaal, klaar. Bouprojek is agter die rug. Die Here wil hê ons moet daarheen beweeg. Dit is waar ons geestelik behoort te wees. Nou, Paulus sê, ek het dit nog nie. As 'n toegewyde kind van God. Hy sê ek het nog nie volmaaktheid bereik nie. Ons kan dit lees daar in Filippense. Hy sê maar ek jaag daarna, asof ek dit kan gryp. So dis 'n proses. Elke dag van my lewe moet ek met dit besig wees. Kom ons bid saam. Here, weer wil ons voor u buig en in aanbidding voor u kom staan vir die wonder van u woord, die wonder van die tabernakel, die wonder van u seun, Jesus Christus, wat onder ons kom woon het, onder ons kom tabernakel het. En Here, u weet hoe daar die gedagte nooit weer uit my hart kon kom sedert verlede week. Dat God het vir Jesus 'n liggaam berei om die wil van God te kom doen. En so het u vir elkeen van ons 'n liggaam gegee om die wil van God te doen. En sê u dit vir ons in Romeine 12, as ons liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer, dan sal ons ook weet wat is die goeie en volmaakte en welgevallige wil van God. Ek wil dan bid, Here, dat u ons uit sal kom help. Ons het dit in onsself nie, om onsself aan u te offer, gees, siel en liggaam, om u wil te doen, dat dit vir ons die voedsel vir ons siele op hierdie aarde sal wees. En Here, dat ons onsself nie langer sal bluf om te dink ek kom maar net Sondag soos 'n beeskrib toe om maar hier voedsel vir my siel te kom eet nie. Ons gaan dit vanaand sien, ons doen net kennis hierop. Maar ek moet die wil van God van vanaand as ek hier uitstap gaan doen. Dis die voeding vir my siel. Here, ek bid vir ondervoede siele. Ek bid vir my eie siel, dat u ons sal help om ons siele te voed deur die wil van God te doen. Amen. Nou vriende, ek wil so min as moontlik herhaal, reeds omdat die tyd so genadeloos aanstap. Ons het nou met u gepraat oor die tabernakel, die drieledige samestelling daarvan, die voorhof, die heiligdom en die allerheiligste, soos dit daar vir u uiteengesit is.
en dat dit korreleer met die drievoudigheid van die mens, naamlik liggaam, siel en gees, dat die voorhof staan vir die sintuiglik waarneembare, dit staan vir ons dit wat God vir ons gedoen het, en dat die heiligdom en die allerheiligste, verskoning, is wat ons vir die Here doen. Ek gaan dit vanaand vir u probeer verder verduidelik. Maar dan sien ons ook dat die Here wil hê ons moet in die heiligdom inkom. Hy nooi ons. Hy het ons gered, vriende. Dis twyfelloos so. Maar God wil hê ons moet hom nou kom dien. En my diens aan die Here geskied nie in die voorhof nie, geskied in die heiligdom. En nou wil ek ook sê, ons doen dit nie. Weet jy, daai gedagte kom in my hart op terwyl ek in die konsistorie sit net nou en daar stil word. Ons moet nou nie dink dat ek moet nou vir die Here werk om gered te bly nie, vriende, of om gered te word nie. Ons ken die skrifgedeeltes dalk te goed. Efesiërs 2 vers 8. Uit genade is julle gered deur die geloof, en nie uit julleself nie, dis 'n gawe van God. Ek is nie gered deur goeie werke nie, maar gered vir goeie werke. Dat sy nie uit julle werke nie, sodat niemand mag roem nie. Maar hoor nou vers 10. Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus, tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Dis my geestelike wandel met die Here, en dit is in die heiligdom. Dit is waarom hy sê, ons moet na die volmaaktheid voortgaan. Nou vriende, as ons na die tabernakel kyk, wil ek ook weer onderstreep, ons wil graag ag gee op die waarskuwings. Ek gaan hulle nie weer al 5 herhaal nie, maar die belangrikste waarskuwing is Hebreërs 2 vers 3, hoe sal ons ontvlug as ons so groot saligheid vir ons agsaam? Dit het niks met redding te doen nie, dit het te doen met hierdie groot saligheidsplan van God, waarvan ons nou al so ietsie verstaan, as ons dit aan die hand of in die lig van die tabernakel lees en bekyk. Die Here nooi my in, na hom toe, om naby hom te wees. Nou ons het nou al so 'n bietjie gekyk, hoe lyk die heiligdom. Ek sit net weer vir u die transpirant op, die wat dit nog nie gesien het nie. Wanneer jy in die heiligdom inbeweeg, die eerste waarvan jy bewus word, is die tafel met die toonbrode. Ons het verlede week daarby stilgestaan, die goue kandelaar waaroor ons vanaand gelees het. En as daar tyd is vanaand, wil ons kyk of ons by die reukofferaltaar kan uitkom. Maar dis die saligheidsplan van God, sodat ek uiteindelik ook hier kan deurgaan in die allerheiligste. Dit verteenwoordig die mens se liggaam, siel en gees, die voorhof, die heiligdom en die allerheiligste. Ons wil nie net ag gee op die waarskuwing nie. Die Here wil ons nie met 'n karwats hier inslaan nie, vriende. Die Here nooi ons. Hy sê ons moet na die volmaaktheid voortgaan. Daarom nooi die Here my. My seun, gee my jou hart. Weet dit beteken eintlik, gee my jou intellek, gee my jou wese. Dis asof die Here my verder en verder innooi. En soos ons al gelees het in Hebreërs 10 vers 19, terwyl ons aan broeders vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus, op die nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen. Dit is sy vlees, en ons 'n groot priester oor die huis van God het. Laat ons toetree met 'n waaragtige hart en volle geloofsversekerheid. So hier is 'n uitnodiging dat ons in die heiligdom sal ingaan en dat ons daar sal lewe. Ons het ook gesien die Heilige Gees, of jammer, my siel staan dan of is in korrelasie met my emosies, my intellek en my wil, wat dan verteenwoordigend is hier van die heiligdom. Nou vriende, as jy in die heiligdom instap, het ons gesê, is daar die tafel met die toonbrode. Dit dui op my wil. Daar is die olie en die lig, dit dui op my intellek. Ons gaan vanaand daarby uitkom.
Daar was wyn op die tafel vir die toonbrode en daar was die wierook. Dit staan vir ons emosies. Nou ons het ook gesien, vriende, dat Jesus het 'n liggaam ontvang, sê Hebreërs 10 vers 5 tot 7, om die wil van God te doen. En het hy ons 'n liggaam gegee om as 'n absolute brandoffer aan hom weggegee te word, sodat ons ook God se wil in ons lewe sal kan ken. Ons het ook gesien dat Jesus die brood van die lewe is wat uit die hemel neergedaal het, en sy in daardie konteks van dat hy die brood is, dat hy gekom het om die wil van God te doen. En toe het ons stilgestaan by die brood en die voorbereiding daarvan. Dat die brood my wil verteenwoordig, want dit staan vir sterkte en krag, dat daar die brood van fyn meel gemaak moes word, dat dit gevorm moes word, gebak moes word, dat daar orde moes wees, dat daar wierook moes wees. Met ander woorde, jy moet jou wil in aanbidding na die Here toe bring, en nie met 'n halstarrigheid voor die Here kom buig nie, dat daar altyd blywende brood sou wees, dat daar dubbele beskerming sou wees, waak en bid ensovoorts. Maar nou kom ons by die kandelaar, die goue kandelaar, die intellek. Ek weet daar is die interpretasie, maar onthou, ons bly staan by liggaam, siel en gees. Daar is 'n ander interpretasie waar ons kan sê die kandelaar is die kerk en dit is die lig van die evangelie. Dis 'n ander interpretasie. Ek wil nie op 'n ander pad nou met u afgaan nie. Ek wil bly by ons is nou in die siel van die mens. En in jou siel is jou persoonlikheid gesetel. Jou persoonlikheid bestaan uit jou intellek, jou wil en jou emosies. Dit maak van jou 'n persoon. Die Heilige Gees is 'n persoon. Hy het intellek. Ons kom later daarby uit. Hy leer my. Die Heilige Gees het emosies. Hy kan bedroef word, sê Efesiërs 4 vers 30. Die Heilige Gees het 'n wil. Hy stuur mense en hy verhinder mense. So die Gees van God is 'n persoon. Ek is 'n persoon, u is 'n persoon. Nie omdat jy 'n liggaam het wat hier sit nie, bloot jy het 'n siel, my vriend, al sou jy sterf, gaan jou persoon voort, jou wil en jou intellek en jou emosies. Nou hierdie kandelaar was van suiwer goud van drywerk. Ons het dit gelees in Eksodus 25 vers 31. Alles wat in die tabernakel gemaak was en wat deur goud oorgetrek is, was van suiwer goud gewees, behalwe die kandelaar en die gerubs. Ons lees daarvan in Eksodus 25 vers 18. En toe wonder ek, waaroor is dit? Hoekom hierdie twee onderskeid? En al wat ek kan dink, vriende, is dat die goud staan vir die goddelike natuur of vir God self, en dat die drywerk dui op God se werk. Dis God se werk. Die gerubs in die hemel is God se handewerk. En my verstand, my intellek, dat ek die vermoë het om te kan dink, vriende, is God se handewerk. Dis die Here wat dit uit genade aan my geskenk het. Nou hierdie drywerk staan vir 'n goddelike proses. En ons is elkeen bedeeld met een of ander graad van intellek. Ek wil nie daarop in detail ingaan nie. Maar uit my intellek gaan daar vloei geestelike insig. My gesindheid vloei uit my intellek. My gesindheid. Ek sal net nou daarby uitkom om te wys. Byvoorbeeld in Efesiërs in Filippense 2 vers 5 en verder. Hierdie gesindheid moet in julle wees wat in Christus Jesus was. Dit beteken the mind of Christ. Dis die gedagte hier agter. Maar hierdie mind, my gesindheid, my gedagtes, my insig, my intellek, my visie, noem dit wat met jou intellek te doen het. Vriende, is in 'n voortdurende proses van God in jou lewe, word dit geslaan en getimmer en gebuig en gevorm om iets tot stand te laat kom. Jy word nie met geestelike insig gebore nie.
Weet jy, dit het my aangegryp, ek het dit nou vanmiddag vir baie ure gedoen, net om oor jou intellek so bietjie in die Griekse handboeke en woorde te kyk, wat dit beteken. Weet jy, as die Here van iemand praat wat weergebore is, praat hy van sy verstand met 'n ander woord as vir 'n ongeredde mens wat met 'n vleeslike verstand nog kyk na dinge. En die wonder is, jy weet, ek dink aan die Emmausgangers, ewe skielik sluit die Here hulle verstand oop om die skrifte te verstaan. Daarom sê ek vir u vriende, mense wat nie insig in die Bybel het nie, ek wonder of hulle gered is. Nou ek sê nie ons moet almal die Bybel uit jou kop uit ken nie, jy moet Hebreëus en Grieks ken nie. Ek praat nie daarvan nie, vriende. Maar as iemand nog vir jou kon vra, wat beteken weergeboorte of wat is die of wat? Hierdie elementêre goed. Die dag as jy gered word, vriende, sluit die Here jou intellek, jou verstand vir die woord van God oop. En weet wat het my oor die jare opgeval, en ek dink maar nou daaraan, vriende, soms die mees eenvoudige mens, die skaapwagter. Mense moet 'n standaard 2. Ek staan verstom vir hulle kennis van die skrif. Ek staan verstom vir mense wat na ons vleeslike beoordeling selfs 'n lae IQ kan hê. Maar as hulle vir jou skrifgedeeltes op skrifgedeeltes kan quoteer en die woord van God leef in hulle binneste, want God het sy verstand oopgesluit vir die woord, dit lê op 'n ander vlak as die intellek wat jy op Stellenbosch of op ander universiteit sal gaan leer. Is totaal 2 wêrelde en die Here wys dit vir ons in sy woord. En dit is wat hierdie kandelaar voor staan. My intellek, my geestelike insig, my kennis van die woord van God. En vriende, hierdie intellek, hierdie kennis, hierdie insig, hierdie gesindheid van 'n kind van God is voortdurend op die aanbeeld van God waarvan ons lees in Jesaja 41 vers 7. En die Here slaan dit en hy dryf dit en hy buig dit en hy vorm dit om dit gelykvormig te maak aan die beeld van Jesus Christus. En dit ek al in die verlede vir u gesê, vriende, ons sing te maklik, veral hier rondom Pinkster, breek my, smelt my, vorm my en vul my. Ons sing dit te maklik, want dryfwerk is hamerwerk, is slaanwerk, is vormwerk, en is dikwels alles behalwe aangenaam. Dis nooit aangenaam nie, om gevorm te word nie, maar dis 'n voortdurende proses, om my gedagtes in onderworpenheid te kry aan die plan van God vir my lewe. En ek wil ook maar weer sê, vriende, as jou wil nie aan God onderworpe is, kan jou intellek nie wees nie. Daarom begin God altyd by jou wil. Daarom as jy instap, is ons by die toonbrode. God wil daar met jou begin. As ek dink aan 2 Korintiërs 10 vers 5, ek wil hê ons, die wat wil hoor, u kan maar net sit en afskryf ook as u wil die verse. Terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God en elke gedagte gevangen neem tot die gehoorsaamheid aan Christus. My gedagtes, my intellek, my insig, my gesindheid moet gevange geneem word, moet gearresteer word. Dis 'n rebel. Hy's in opstand teen die Here. Hy moet gevang word soos wat 'n polisieman 'n misdadiger gaan arresteer. Omdat, vriende, ons word in ons intellek gebore in vyandskap met God. Van nature is ons in rebellie teenoor die Here. Dit het immers in die tuin van Eden gegaan om oor die kennis van goed en kwaad, en die duiwel het die mens kon vertel, man, jy kan word soos God. Ons is in rebellie teen God gebore. Ons blaai na Romeine 8. U ken hierdie gedeeltes, maar ek wil dit graag vir u lees in hierdie verband, waar die Here vir ons waarsku dat dit wat die vlees bedink is vyandskap teen God. Romeine 8 vanaf vers 5. Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge,
maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Het gaan oor jou intellek, gaan oor jou insig, oor jou mind. Dis vir my 'n mooier woord, the mind of Christ. Jy weet, ons sê mos, hierdie ou se aanbieding het my mind gevat. My gedagtes, my insig, my intellek, my wil. Die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Wat die vlees bedink is die dood, maar wat die gees bedink is lewe en vrede. Omdat wat die vlees bedink vyandskap teen God is. Want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Gaan dit weer om jou wil, wat moet inwerk op jou intellek. Nou lees ons in Romeine 7, vriende, die kind van die Here wat nog worstel met hierdie hele gedagte van inwonende sonde en om daarvan gereinig en verlos te word. Dan lees ons in Romeine 7 vanaf vers 22, want ek verlustig my in die wet van die Here na my innerlike mens, maar ek sien 'n ander wet in my lewe wat stryd in my lede wat stryd voer teen die wet van my gemoed. Dis my intellek. Nous is die woord. Hierdie woord word konsekwent deurgangs gewerk. Hy sê, en my gevangen neem onder die wet van die sonde wat in my lede is. Ek elendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Ek dank God deur Jesus Christus. So dien ek self dan wel nie met die gemoed die wet van God, maar met die vlees die wet van die sonde. Dis 'n gemoed, dis 'n intellek, 'n wil of 'n gesindheid wat algeheel aan die Here moet weggegee word, omdat my wil aan die Here oorgegee is. Nou hierdie hele proses, vriende, ek wil weer sê, hy sê hier, dis 'n vyandskap, hy's 'n gevangene, om die vlees te bevredig. Nou kom die Here en sê, hierdie intellek van jou moet gevange geneem word, om in onderworpenheid aan die Here te wees, en nie aan die vlees nie. Ons sê dit mos baie vir mense. Jy weet, soms dink ons met ons emosies, in steede van dat jy met jou verstand dink, met jou kop dink. Dit lê op hierdie vlak. Dis die uithamer van hierdie goue kandelaar. En weet jy, vriende, hoe sal jy nou weet wanneer jou gedagtes in Bybelse gevangenskap is? Die dag wat alles wat jy dink, en dan bedoel ek alles wat jy dink, alles wat jy is, in lyn is met die woord van God. Vriende, as jy dink oor dinge, oor alle dinge, dink, soos wat die Bybel uitsprake oor daardie saak gee. As ek dit in my gedagte wêreld, in my intellek, in my insig, as ek dit dink in korrelasie of in verhouding met die woord van God, dan kan ek daarvan seker wees, ek is, geestelik gesproke, 'n gevangene van die Here Jesus Christus. Elkeen van ons se denke en se wil verskil van mekaar. Maar een ding is ek van seker, en dit is dat die Here elkeen van ons deur verskillende vormingsprosesse neem. Om vir jou te wys, waar is jou swak of sterk plek, wat aan die Here nog moet weggegee word, ensovoorts. Maar wil ek ook sê, vriende, ons word in ons intellek van God vervreemd gebore, en die hele wêreld is in sy gedagtewêreld, in rebellie en in opstand teen God. Die weet u, vriende, daarom het die Here aanvanklik die sonvloed gestuur. Genesis 6, wil ek vir u lees vers 5 en 7, of vers 5 tot 7. Toe die Here sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was, en al die versinsels van wat hy in sy hart bedink altyd deur net sleg was,
Hulle intellek het in opstand gekom, ook by die toring van Babel. Mense se denke het in opstand gekom teen God, het dit die Here berou dat hy die mens op aarde gemaak het, en daar was smart in sy hart, en die Here het gesê, ek sal die mens wat ek geskaap het, van die aarde verdel, die mense wel as die vee, kruipende diere, voëls van die hemel, want dit berou my dat ek hulle gemaak het. Net hierdie gedagte, die hele proses van opstandigheid, is hier in die intellek gesetel. En dan blaai ons na Romeine 1, en ek lees vir u vanaf vers 25. Romeine 1 vanaf vers 25, hulle wat die waarheid van God verruil het, kyk net hoe lê dit alles op die vlak van die intellek, wat die waarheid van God verruil het vir die leuen en die skepsel vereer en gedien het, bo die skepper, wat geprys moet word tot die ewigheid. Daarom het God hulle oorgegee aan skandelike hartstogte, want hulle vroue het die natuurlike verkeer verander in die wat teen die natuur is. En net so het ook die manne die natuurlike verkeer met die vrou laat vaar en in hulle welles teenoor mekaar ontbrand. Manne het met manne skandelikheid bedrywe en in hulle self die noodwendige vergelding van hulle dwaling ontvang. En omdat hulle dit nie die moeite werd geag het om God in erkentenis te hou. Daardie woord is weer die gedagte van in hulle gemoed, in hulle verstand, in hulle intellek, in hulle insig, in hulle gesindheid. Dit gaan daarom, het God hulle oorgegee aan 'n slegte gesindheid om te doen wat nie betaam nie. Weer setel dit in jou intellek. Ons vind min of meer dieselfde gedagtegang in Hebreërs, in Efesiërs, hoofstuk 4. Wil ek vir u 'n paar verse lees. Efesiërs 4 vanaf vers 17. Dit sê en betuig ek dan in die Here, dat julle nie meer moet wandel soos die ander heidene ook wandel, in die verdwaasheid van hulle gemoed, weer hulle intellek. Mense wat verduisterd is in die verstand, en vervreemd van die lewe van God, deur die onkunde wat in hulle is, vanweë die verharding van hulle hart, wat ongevoelig geword het en hulle oorgegee het, dat julle, wat die vorige lewenswandel betref, die ouwe mens moet aflê, wat deur die begeerlikheid van die verleiding ten gronde gaan, en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed, en julle met die nuwe mens moet beklee, wat na God geskape is, in ware geregtigheid en heiligheid. Daarom lê die leuen af, en spreek die waarheid elkeen met sy naaste, want ons is mekaar se lede. Nou vriende, weer die gedagte, dit lê op die vlak van my denke, van my intellek. Dit beskryf hier die gesindheid of die mind of die gedagte of die intellek van die onweergeborene, en nou is dit die taak van die evangeliebediening, die woordbediening, om ook kinders van God dan so ver te kry, dat hulle hul gedagtes, hulle intellek, gevange sal laat neem, deur die Here, deur sy gees, om die wil van God te doen. Ek het al in die verlede vir een ander boodskappe en 'n ander verband gesê, vriende, veral as jy teologiese opleiding deurgaan en jy's onweergebore en jou gedagtes is nie onder beheer van die Heilige Gees nie, word jy net 'n clever devil, soos wat Randy Pike dit uitgedruk het. Ek wil vir u lees wat staan in 1 Korintiërs 2 vanaf vers 16. 1 Korintiërs, die tweede hoofstuk vanaf vers 16, of net vers 16, jammer. Ons kan eintlik van vers 12 af lees. Ons het ewenwel nie die gees van die wêreld ontvang nie, maar die gees wat uit God is, sodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het. Daarvan spreek ons ook, nie met woorde wat die menslike wysheid leer nie, maar met die woorde wat die Heilige Gees leer, sodat ons geestelike dinge met geestelike vergelyk. Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. Maar die geestelike mens beoordeel wel alle dinge, self egter word hy deur niemand beoordeel nie. Want wie het die sin van die Here geken? The mind, die gedagte, die intellek, die gesindheid, dat hy hom sou kan onderrig, maar ons het die sin van Christus. Die engel sê,
We've got the mind of Christ, sê die King James. Die Living Bible sê, for, hy sê, to have within us a portion of the very thoughts and mind of Christ. En dan sê die Amplified, for who has known or understand the mind, the counsels and purposes of the Lord, so as to guide and instruct him and give him knowledge? But we have the mind of Christ, the Messiah, and we do hold the thoughts, feelings and purposes of his heart. Ons het sy gedagtes, sy doelwitte, sy gesindheid, word vir my gegee deur God die Heilige Gees. Maar wil ek ook sê, vriende, jy ontvang nie alles by weergeboorte nie. Dis 'n geestelike proses. Dieselfde gedagte kom uit in 1 Petrus 4 vers 1. Ook wil ek weer vir u onderstreep, in Lukas 24 vers 45 word daar gepraat van, toe het die Here hulle verstand geopen. Paulus pleit vir die gemeente in Thessalonika, waarin hy sê, hulle moenie gou hulle verstand verloor nie. Dit is nou toe daar verdrukking gekom het so aan. Moenie in jou intellek deur mekaar gegooi word nie. Hou dit onder beheer van die Heilige Gees. Laat dit gevangene bly van die Here Jesus Christus, dan hoef jy nie te vrees nie, en kan jy hierdie dinge met 'n oop gemoed, kan jy daarna kyk. Ek wil Psalm 119 vers 130 vir u lees. Die opening van u woorde gee lig. Dit maak die eenvoudiges verstandig. Die kandelaar en my intellek. Die twee word met mekaar gekoppel in die woord van die Here. Dis 'n geestelike proses, vriende. Efesiërs 4 vers 23, Efesiërs 1 vers 18, 2 Korintiërs 4 vers 6. My gedagtes moet aan die Heilige Gees onderworpe bly. Die Heilige Gees in my gemoed sal dan oorneem en sal my optrede in lyn bring met die boek wat deur die Heilige Gees geskrywe is, naamlik die woord van die Here. Maar nou wil ek 'n ander gedagte vir u uitlig, vriende. Ons het nou verlede week gesien dat my wil moet geordend aan die Here oorgegee wees met die toonbrode. Daarin het die Here Jesus vir ons die voorbeeld gestel. Ek het dit vir u uitgewys in Hebreërs 10, dat God het vir hom 'n liggaam berei om God se wil te kom doen. Die voedsel van Jesus se siel was om die wil van die Vader te doen. Dit het gelê op die vlak van die wil. Maar hoe lyk dit nou op die vlak van die intellek? En nou lees ons in Efesiërs hoofstuk 2 vanaf vers 5. Want hierdie gesindheid, hierdie mind, hierdie intellek of gesindheid van hart, moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Hier gee hy weer vir ons die voorbeeld ook op hierdie vlak. Hy het dit gegee in my wil, hy gee dit nou in my intellek. Hy wat in die gestalte van God was, wat dit geen roof geag het om aan God gelyk te wees nie, maar homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mens gelyk te word, en in 'n gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog. Nou vriende, hier moet ons leer om te dink soos wat Jesus gedink het. Terwyl ek hierdie boodskap voorberei het, het ek gedink aan hierdie bandjies wat die mense koop by die boekwinkels. What would Jesus do? Nou ons kan vir dieselfde sê, wat sou Jesus dink? Hoe sou hy optree? Wat is sy gesindheid? Ons behoort sy voorbeeld na te strewe. Ek kan dit nie naaap nie, vriende. Ek moet my wil aan God oorgee, ek moet in die heiligdom lewe, sodat my intellek onder die verligting van die Heilige Gees kan wees, en in hierdie hele konteks sien ons, dit gaan om selfvernedering en nederigheid. Daarsonder kan my intellek nie aan die Here onderworpe wees nie.
Dis ook 'n proses om jou denke in gehoorsaamheid, in nederigheid en uiteindelik aan die dood, die kruisdood. Jesus was gehoorsaam tot die dood toe, hy het homself verneder tot die dood van die kruis. Dit behoort ons gesindheid te wees. En 'n gekruisigde gesindheid of 'n gekruisigde intellek of 'n gekruisigde mind argumenteer nie met God nie. Dit sê nooit maar. Dit sê altyd amen. Dankie Here. Ons wil met die Here terugpraat, vriende. Romeine 9 vers 20, Jesaja 45 vers 9 sê, wie is jy om met God te wil terugpraat? Dit 'n mens wil soms mense help uit die woord van die Here en vir elke teks wat jy quoteer het, hulle teks terug. Ja, maar, en maar, en maar, en maar. Vriende, dit is die ou natuur wat maar. Die ou natuur. Ek moet my wil aan die Here onderwerp. Ek moet weet hy is my meerdere, hy is my leermeester. Ek gaan nie met hom stry nie. Ek kan nie met hom stry nie. Ek het, weet, dit is so 'n ryk studie, as jy dit wil, ek gaan nou dit miskien net so aan die nervie raak om vir u te wys. Daar's nie raad teen God nie, vriend. Ek het daai teks vanmiddag gelees en ek het dit oor en oor bedink. Daar is nie raad teen God nie. Jy buig vir die woord, of jy verloor kontak met God. So eenvoudig is dit. Jy kan nie met God terugpraat nie. Nou vriende, nou hierdie lig, hierdie begrip, hierdie insig, wat in my verstand moet wees, kom deur die verligting van die Heilige Gees. En ek wil weer vir u, miskien net so weer net hierdie ding wys, en dan wil ek vir u wys wat vir my maar oopgebreek het. Hierdie is vir ons die simbool van die Heilige Gees wat my intellek kom verlig. En nou lees ons in Openbaring 1 vers 4 hierdie woorde. Ek wil dit graag vir u lees. Openbaring 1 vers 4, Johannes aan die 7 gemeentes in Asië. Genade vir julle en vrede van God, wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is. Ek lees dit ook in hoofstuk 4 vers 5. Daar lees ons, en daar het weerligte en donderslaan stemme uit die troon uitgegaan, en 7 vuurvakkels, wat die 7 geeste van God is, het voor die troon gebrand. Nou, jy weet, dit mag vir sommige mense, nou vir my was dit ook vir 'n tyd vreemd, dat ons het met die Heilige Gees te doen, wat 'n 7voudige karaktereienskap het. 7voudig. Hy is 7 in 1. Ons weet God is 1. God die Vader is 'n persoon, God die Heilige Gees is 'n persoon, Jesus Christus is 'n persoon. Maar die Heilige Gees is 7voudig. En nou wil ek u vra, die wat kan, blaai na Jesaja hoofstuk 11. Jesaja 11, en ons gaan daar verse 1 en 2 lees. Hier is 'n duidelike profesie met betrekking tot die Here Jesus Christus. Jesaja 11 vanaf vers 1. Maar daar sal 'n takkie uitspruit uit die stam van Isaai, verwysende na Jesus. Dit staan ook in Lukas 1 vers 32. En 'n loot uit sy wortel sal vrugte dra, en op hom sal die Gees van die Here, met 4 hoofletters, rus. Die Gees van wysheid en verstand, die Gees van raad en sterkte, die Gees van kennis, van die vrees van die Here. Nou vriende, ek wil hê ons moet hierna kyk in die lig van die kandelaar. Die Heilige Gees is 'n persoon. Ons lees in Handelinge 13 dat hy stuur mense uit, hy het 'n wil. Ons lees in Efesiërs 4 vers 30, hy kan bedroef word, so hy het 'n emosie.
Ons leer dat hy kan mense leer, Johannes 14 vers 26, so die Heilige Gees het 'n intellek. So die Gees, die Heilige Gees van God is 'n persoon, hy is die derde persoon in die Godheid. Nou lees ons, en op hom sal die Gees van die Here rus, die persoon, in die middel, die middelste stam. En nou is daar 3 pare, 3 arms met 2 bakkies bo aan. Ons het dit net nou in detail gelees, jy moet dit maar weer by die huis gaan lees. Daar is 6 arms, 3 pare, en nou wil ek dit vir u lees. Ons kan hulle in enige orde vat, vriende. Kom ons vat hierdie ene, kom ons vat die middelste ene, die Gees van wysheid en verstand. U kan eintlik bokant hierdie knoppie bo skryf wysheid en by daai een kan u skryf verstand. Ek het net nie vanmiddag die toerusting gehad om dit te doen of gister nie. Wysheid en verstand. Die tweede arm is raad en sterkte. En die volgende arm is kennis, vrees van die Here. Daar het u die 7. Die Gees van God met hierdie 3 pare, 6. Wysheid en verstand, raad en sterkte, kennis en vrees van die Here. En weet jy toe ek 'n konkordansie neem, vriende, en ek begin net lees oor wysheid en verstand, gaan lees Eksodus 31 vers 2 tot 3. Die Here sê julle word mislei deur julle wysheid en verstand, Jesaja 47. Spreuke 16 sê vir ons, dis kosbaarder as goud. Maar dan sê die Here ook in 2 Korintiërs 1 vers 12, jy kan 'n vleeslike wysheid hê en verstand, raad en sterkte. Spreuke 21 vers 30 sê, daar is nie raad teen God nie. So vriende, hierdie is so 'n myn van persoonlike studie. Die Psalme sê in Psalm 118 vers 14, die Here is my sterkte. Maar dan ook kennis en vrees vir die Here. Nou vriende, dit beklemtoon net weer vir ons. U weet, ek het dit ook in die Engels vir u net, ek wil dit maar vinnig vir u lees, hoe dit in die King James staan, vers 3. And shall make him of quick understanding, and his delight shall be in the reverential and obedient fear of the Lord. Dis 'n aanbiddende vrees, 'n aanbiddingsvrees vir die Here. Nou vriende, as ons nie in hierdie gesindheid kom nie, nou wil ek dit so stel, miskien baie eenvoudig, sommige mense gaan nou dalk weer sê, nee, ek praat hulle de mekaar. Maar ek wil dit vir u sê, vriende, as jy kennis het, en jy het nie die vrees van die Here nie, maak dit jou verwaand. Maak dit jou arrogant. Sien jy predikante wat verskriklik arrogant kan wees oor die woord van God, uit al die kennis en pag, uit die doktersgrade wat hy kan inryg, maar sonder die vrees van die Here sal God jou uitwerp uit die heiligdom, daar's nie vir jou plek nie. Dis die gedagte wat ek probeer tuisbring. U moet maar self Spreuke hoofstuk 2 gaan lees in hierdie verband. Maar 1 Korintiërs 8 sê vir ons, dat kennis sonder die Here, vriende, maak opgeblaase. Ek lees vir u 1 Korintiërs 8 vers 1 en 2. En met betrekking tot die offervleis en die offergawe ensovoorts, die kennis maak opgeblaase, maar die liefde stig. As iemand meen dat hy enige kennis het, weet hy nog niks. Soos 'n mens behoort te weet. As jy dink jy weet iets, dan sê God, man, jy weet niks. Jy's onnoosel. Jy sal alleenlik iets weet, as jy in vrees vir God buig vir en voor en oor sy woord. Jy kan nie jou intellek teen die Heilige Gees laat opstaan nie. Dan onttrek hy hom en dan val jy in duisternis. Dan is jy niks. En jy sal dit alleenlik kan lewe, vriende, as jou wil aan God oorgegewe bly. Die verligte verstand openbaar altyd die toestand van jou gemoed en waar jou wil met God is. Jou insig, jou geestelike insig, jou gesindheid sal altyd wys hoe lyk jou toonbrode. Dis die lig wat dit verlig, vriende. Hierdie lig skyn op jou toonbrode, skyn op jou wil. As jy dom dinge doen, man, dan moet jy net weet, die lig in jou het duisternis geword, en die Here sê dit vir ons in Matteus 6 vers 23.
As die lig wat in jou is duisternis geword het, hoe donker het dit nie vir jou geword nie? Daarom moet ons so versigtig wees dat my wil aan die Here sal oorgegee bly en ek my nie gaan slim hou nie. Ek sal verseker in duisternis verval. Nou vriende, ons het nou met ons studies in teorie, het ons gesê ons wil in die allerheiligste uiteindelik uitkom. En ek wil weer sê, ek sê dit in teorie, want ons moet die praktyk maar gaan lewe. En weet wat is vir my die ander tragiese, vriende? Om ware, egte openbaringe van God. Ek praat nie van hierdie goed wat jy my kon vertel as jy te veel varkvleis eet het nie. Ek praat van 'n ware openbaring van God. En onthou net ook een ding. God sal jou nooit 'n ding openbaar wat los staan van die Bybel. Moenie vir my kon sê die Here kom môre nie. Dis nonsens. Niemand sal dit weet nie. God kan dit nie aan jou openbaar nie, want hy sê dit nie eens vir die engele. Maar ware openbaring, as God vir jou wys, vir jou, hoe lyk jy? Vriende, dan moet jou wil absoluut aan God oorgegee wees. Maar die oomblik as jy nie hier reg is nie, hoor nou mooi wat ek vir u sê, val jy in duisternis, dan kry jy valse openbaring, en dan storm die demone jou. En dan gee hulle vir jou allerhande goed en slim praatjies en dinge aan, en jy glo hulle. En jy glo nie, en die Here het dit vir my gewys. Dis valse openbaringe. Want jou toonbrode lê nie reg nie, en die lig in jou het duisternis geword, en jou binneste het 'n baljaarplek vir demone geword. Vriende, die orde is altyd die Heilige Gees van God, beheer die kind van God se gees. En jou gees onder beheer van die Heilige Gees beheer die kind van God se siel. En jou siel, jou emosies, jou drange, jou intellek, noem dit op. Dit beheer weer jou liggaam. Maar in jou gees, as dinge daar verkeerd loop, en die Heilige Gees van God wat in ons gees woon, word bedroef, dan raak jou sielelewe deur mekaar, jou emosielewe raak deur mekaar, en dan hardloop jou emosies en jou siel met jou liggaam weg. En jy doen nie meer die wil van God deur jou liggaam nie. En sodra jy jou wil rebels raak, vriende, kan jy nie meer algeheel aan die Here oorgegee wees nie. Nou wil ek ook sê, vriende, dan werk jou siel deur jou emosies en nie meer jou gees nie. En dit is nou maar ongelukkige waarheid. En dan raak jy oop vir demone. Nou ek weet, vriende, dit klink vir sommige mense te abstrakt. Ek wil vir u sê, dit is die praktyk. Ek wil bly, ons moet ons haas. Ek weet nie of ek moet aangaan nie. Ek dink ons moet eintlik hier stop. Ons kom by Jakobus 3. Wil ek vir u net gou iets wys. Daar's 2 tipes wysheid, vriende. Jakobus 3 vers 13. Wees wys en verstandig onder julle. Laat hom uit sy goeie lewenswandel sy werke en sagmoedigheid wys, of sagmoedige wysheid toon. Maar as julle bitter afguns en selfsug in julle harte het, moenie roem en lieg teen die waarheid nie. Dit is nie die wysheid wat van bo kom nie, maar is aards, natuurlik, duivels. Daai woord natuurlik in die oorspronklike taal en in een Engelse vertaling staan dit soulish. Dis in jou siel. Dan dink jy met jou siel, met jou emosies, en dan is dit demonies. Daar staan duivels, dit moet vertaal word demone. Dan is dit demonies. Want waar afguns en selfsug is, daar is wanorde en allerhande gemeene dade. Maar die wysheid wat van bo is ten eerste rein. Wat was die eerste woord wat van die tafel met die toonbrode gesê is? Rein. 'n rein tafel. Waaraan jou wil oorgegee is. Dan vrede, liewend, vriendelik, geseglik, vol barmhartigheid, goeie vrug ensovoorts.
Net hierdie gedagte, vriende, 2 tipes wysheid. En dan wil ek ook maar weer vir u sê, daardie toonbrode lê is die kruks, is die kern. Elke week 'n vars ontmoeting met die Here. Vriende, ek is jammer, ek gaan nou hier stop, want ek wou graag met die reukofferaltaar aangaan. Dit is vir my die grootste seën van almal gewees. Maar ek weet as ek nou aangaan, gaan ek dit skade berokken, laat lei. Volgende Sondag aand praat ons met u oor die reukofferaltaar. Gaan lees daaroor, gaan bid daaroor, gaan dink daaroor. Dit is jou ware aanbidding. Dit is die brug, die skakel tussen die heiligdom en die allerheiligste. Wat was hierdie reukwerk? Wat moes gebring word en wat nie? Wat beteken dit? Ensovoorts. Vir my was dit die grootste seën van hierdie hele boodskap. Maar ek vra u, kom ons luister volgende Sondag aan daarna. Die Here seën u. Kom ons buig ons hoofde. Here, andermaal wil ons voor u buig en ons wil net vir u sê, Here, ons bewonder u woord. Ek bewonder u geduld met ons. En Here, ek wil vanaand vir u vra om elke gedagte gevange neem en dit bring in gehoorsaamheid aan u woord. En dit kan alleenlik geskied as my wil permanent aan u oorgegewe bly. Ek vra dat u dit vir ons uit genade sal doen. Amen.